Baie welkom aan elkeen wat weer ingeskakel is by ons boodskap van bemoediging. Ons het gisterand gehoor dat ons land van maandag af op vlak 1 van inperking dan nou ook weer sal funksioneer. En ons is baie dankbaar teenoor die Here vir sy voorsienigheid ook in hierdie sin en sy voorsienigheid die laaste 6 maande ook in ons lewens. Dalk het jy 'n klomp dinge op verskillende maniere verloor in hierdie laaste 6 maande. Maar weer dat die Here getrou is dat hy sal voorsien en sal sorg in jou lewe. Al wat jy moet doen is op hom vertrou en weet dat sy woord 'n waarheid is in ons lewens. Dat sy Heilige Gees ons lei in hierdie wêreld. Maar vandag is ons dan nou ook by ons 6ste gedeelte van ons reeks uit die apostoliese geloofsbelijdenis en ter helle neergedaal het. En ons gaan saam kyk na wat 1 Korintiërs 15 van vers 54 af vir ons daaroor ook wil kom sê. En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike beklee is en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan vervul word. Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde, en die sonde kry sy krag uit die wet van God. Maar ons dank God, dat hy aan ons die oorwinning gee, deur ons Here, Jesus Christus. Tot sover lees ons vandag saam. Hierdie stukkie van die apostoliese geloofsbelijdenis ter helle neergedaal, is so 'n kort en klein stuk wat deel vorm van hierdie groter belydenis ook. En tog dra dit soveel betekenis, soveel swaar eintlik daarmee saam. Ek bedoel, hierdie gedeelte sê vir ons dat die Here Jesus Christus letterlik hel toe is. Letterlik hel toe is om vir my en vir jou die dood te oorwin. En 3 dae later staan hy op. Hy het die dood oorwin, hy het die hel oorwin, hy het Satan oorwin, hy het Satan toegesluit, en vir my en vir jou die mag kom gee, om hom te kies, van nou af, en vir altyd. En hierdie gedeelte, hier in 1 Korintiërs 15, wat ons nou saam gelees het vandag, hierdie gedeelte bevestig net weer eens vir ons, dat Christus die oorwinnaar is vir die dood, en dit is waardeur ek en jy ook bemoedig moet word, wanneer ons ook dit getuig. Wanneer ons getuig van sy dood, is dat hy ook opgestaan het, en vir my en vir jou die oorwinning oor die dood kom behaal het. Dat hy die een is, wat die verganklike, onverganklik kom maak het, wat die sterflike, onsterflik kom maak het. Die Here het dit vir my en vir jou kom doen, deur na die hel toe te gaan, die dood te oorwin, en op te staan, en op te vaar na die hemel toe. En dan lees ons so mooi in vers 54 en 55, vers 54, wat 'n herhaling is van Jesaja 25 vers 8, wat sê die dood is vernietig, die oorwinning is behaal, en dan 55, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Hosea 13 vers 14 wat daar herhaal word. Die Here, Jesus Christus self, is die vervulling van die woord. En hierdie gedeelte is net weer eens vandag vir my en vir jou ook die bewys daarvan. Hy het gekom om vir my en vir jou te sterf, om vir ons die oorwinning te kom haal, en dit oor die dood. Mag dit vir my en vir jou 'n nuwe betekenis ook hê, elke keer wanneer ons hiervan getuig, en mag ons weet dat die Here Jesus Christus saam met ons ook wandelend is elke liewe dag op hierdie manier. Ek groet jou in die naam van die Vader, in die naam van die Seun, en in die naam van die Heilige Gees. Amen.